Welkom almal en welkom terug by 'n nuwe video wat ons maak en vandag is dit my voorreg om met Dominee Thys Loubser te praat. En hy is een van die mense gewees wat vir my aan die begin met sending probeer betrokke kry het en belangstel het, maar aan daai tyd het ek nog nie belang gestel nie. So nou dat ek klaar is met kweekskool, ek is nie meer in sy klas en goed nie, nou stel ek ewe skielik belang in sending, so is dalk vir my 'n goeie idee om weer 'n gesprek met hom te hê en te vra hoe dit gaan, hoe hy daar gekom het, wat het hom oortuig op die pad en wat ons daaruit kan leer, want hy is al 'n man met baie kennis en ervaring, baie uit om ons te leer. So Dominee, welkom. Dit is 'n voorreg om met hom te praat. Hallo Marjaan, baie dankie vir die geleentheid om 'n bietjie met jou te gesels en almal wat ingeskakel is. Ek is baie trots op my afkoms. Jy weet, daar uit die Noord-Oos-Vrystaat is ek gebore in 'n dorpie met die naam van Vrede, wat niemand eintlik van geweet het nie, maar toe ons nou met televisie begin het, en daar vir die eerste keer weervoorspelling was dat Vrede daar in die noordoostelike hoekie gesit, en toe het mense nou ook agtergekom waar 'n ou vandaan kom. Maar my pa het sy boerdery gestaak aan die einde van my destyds standaard 5, nou graad 7, en toe's ek nou ontwortel daar uit die Vrystaat uit, en toe het ons Pretoria toe geskuif, en toe het my hoërskoolloopbaan hier begin, en ek was nog so tot standaard 8 toe, 'n baie soet Vrystaatse seentjie in die destyds het ou Transvaal, wat nou Gauteng is. En toe het ek besluit om vir my 'n nuwe vriendekring te soek, want hulle lewe het vir my baie meer vrolik en uitdagend gelyk. En toe het ek nou die nuwe groep maats gekies, en van daardie jaar af, nou graad 10 deesdae, het dit redelik agteruit gegaan. Nou waar ek in die Vrystaat klaar gemaak het met laerskool as 'n bo 80%, het ek toe matriek op my velle deurgeskuur. Ek het gaan werk, ek het my weermagopleiding gedoen, en toe besluit die Here om 'n ou by my kantoor te laat opdaag, waarteen ek gewaarsku is, dat hierdie ou praat baie kerk, en ek moet hom nie hier by die werk kans gee om kerk te gesels nie. Maar in daardie jaar 1976 gaan my pa toe nou in 'n koma in, die 26ste Desember, tweede Kersdag daai jare, en hy is in die koma vir daai hele week tot ou jaar 31 Desember 1976, en toe vra hulle vir die familie toestemming om maar die masjiene af te skakel, en voor ons dan nog eintlik kon uitstap en groet, toe sit hulle die masjiene af, so dit lyk toe eintlik of my pa daai oomblik daar voor ons sterwe. So ek is toe nou ewe skielik hier in my prille jeug, op die ouderdom van 4-25, en 'n ou nou die leer wil klim in die sekulêre wêreld, tot stilstand geruk met my pa se dood, en hy het die ou nou voorsien daar by die werk wat baie oor kerk praat. En ek het hom nie 'n kans gegee nie, ek het my opdrag uitgevoer om hom nie 'n kans te gee nie, totdat ek nou met die dood gekonfronteer is. En toe het ek kom nou een dag, jy weet, my pa is eers die 6de Januarie begrawe, want alles is toe oor die vakansietyd. Toe is dit nou nog 'n week wat 'n ou met die dood worstel, en die dag toe ek nou die grond op my pa se kus gooi, en dit so op daardie kus val, was dit vir my baie pynlik, om te dink dat 'n ou wat 70 jaar oud geword het, en vir wie ek soveel respek en liefde gehad het, ook maar nou soos 'n hondjie hier met grond toegegooi word, en dit het my gerettel. Toe ek nou terugkom by die werk, was ek nou nie meer so hard nie, en ek het die ou eendag iets gevra. Dit was toe nou die 11de Februarie 1977, en hy het my tot vandag toe nie geantwoord nie. Hy het net gevra of ons nie net in my kantoor kan instap, en 'n bietjie kan gesels nie, en toe begin die gesprek op hierdie trant,
of ek sekerheid het as ek doodgaan, of ek hemel toe sal gaan. En toe ruk die Here nou my mat onder my voete uit, en daardie middag in my kantoor gesels ons. Hy verduidelik vir my die evangelie waarmee ek groot geword het, en aan die einde vra hy vir my of hy my kan begelei, om dan nou 'n stap te neem in die geloof om die Here Jesus aan te neem as verlosser en saligmaker. En ek stem toe in. So die ou praat toe nie baie oor kerk nie, maar hy praat oor Jesus en my verhouding met Jesus, en hy lei my daardie middag in 'n besluit waarin ek Jesus aanneem as my persoonlike verlosser en saligmaker. En dit het my lewe totaal dramaties verander. 'n Nuwe lewe wat ek later agtergekom het, dit is nou wat ons hoor en praat oor wedergeboorte. Dat 'n geboorte plaasgevind, 'n geestelike geboorte, en die Here het vir my 'n nuwe skepsel gemaak. En toe het ek die Here begin soek vir sy plan en sy doel en sy leiding. En ek het toe 'n jaar later 'n roeping ontvang. En soos ek in 1979 kweekskool toe. En toe nou maar voltyds vir die Here begin werk. Deur die kweekskoolloopbaan, my eerste gemeente was Durban. En dit was vir my ook nou weer 'n verdere skok vir my as 'n Vrystaatse plaasseun wat nou in Durban moet gaan werk vir die Here. Maar dit was ook 'n ondervinding, 'n wonderlike geleentheid. En daar het my loopbaan begin. En daarna het ek 'n beroep aanvaar na Pretoria Rietfontein toe. En so het dinge nou maar net verder en verder gegaan. My roeping was baie sterk gewees op evangelisasie. My kinders, dit is die laaste uur en hierdie evangelie moet verkondig word. So daai laaste uur is nog steeds aan die gang. En dit was maar my fokuspunt as predikant in gemeentelike bediening, om mense toe te rus om die evangelie met vrymoedigheid te kan verkondig. Dit is basies in kort 'n voëlvlug van waar alles begin het, en die Here my uit genade gered het, en toe nou tot die bediening geroep het. Ek het by 'n geleentheid na 'n erediens toe gegaan en vir die Here gevra, hy moet nou vir my sê wat ek moet doen. Ek het heel goed gevaar in my sekulêre werk, maar ek is nie gelukkig nie. Wat wil hy van my verwag? En die Sondag in die erediens het die Here se stem baie sterk tot my hart gespreek. En baie interessant, in daai een erediens is 5 ouens tot voltydse diens geroep. En 3 van hulle het nou saam met my op die ouderdom van 70 jaar afgetree. So 3 van die 5 wat daai Sondag geroep is, het die pad uit voluit geloop. En dis maar net 'n bewys van die werk wat die Here in 'n mens se lewe doen, dat dit standhoudende werk is. Terwyl Dominee nou so praat, het ek 4 goeters neergepen wat ek dink 'n interessante gesprekspunt kan wees. Nou, ek het agtergekom hierdie skoolrebellie ding van 'n tiener. 'n Mens verwag dit altyd van 'n ongeredde kind. Almal praat altyd, weet, die tieners in hulle rebelliefase en wat op hierdie snaakse rigting gaan. Maar ek het agtergekom, selfs kinders soos ek wat nou gered was op die ouderdom van 13. Hart oorgegee vir die Here, met hom daai verhouding gehad, en selfs nog steeds het daar 'n stadium in my lewe gekom wat 'n mens voel, maar hierdie kerkgoeters werk nie. Laat ek eerder wees soos die res. Laat ek kan inpas by die wêreld en 'n lekker lewe kan hê, in plaas van hierdie streng kerklewe wat die hele tyd hierdie klomp reëls is. So ek het agtergekom, weet, mense wat in Christendom groot word, het net so geneigtheid om te rebelleer as tieners, as mense wat nie gered is nie. En ek gewonder het, Dominee al enige insig daar gekry, wat is hier aan die gang, hoekom werk dit so? Ja, weet jy, ek was 'n baie sterk kerkmens. Op daai stadium was ek doodrustig met die wete. 'n Ou is alright. Jy weet, jy het in die kerk groot geword. En al die Christelike klisjées geken.
maar die drang van die vlees om meer opwinding in jou lewe te hê. Ek het gedink die ouens op skool, wat pouse CSV toe gaan, terwyl ek 'n kerkmens was. Daai ouetjies wat CSV toe gaan is eintlik die sissies in die skool. Hulle kan nie die pans vat nie, dit het vir my net lekkerder gelyk agter die paviljoen om saam met die ouens 'n rookie te gaan maak en by hierdie dinge betrokke te wees. So, ek moes 'n keuse maak. Ek was nou saam met die soet ouetjies, die kerk ouetjies en toe dog ek nee, maar dit is te vervelig. Jy weet, ek gaan lieweste daar waar meer opwinding is. En dit is maar net 'n feit dat jy kerk georiënteerd is, kerk gebonde is of kerkmens is, maar nie waarlike verhouding met die Here Jesus het nie. En nou is dit ook so, wanneer 'n ou nou 'n keuse vir die Here maak, in baie gevalle genadiglik, het ek nie, nadat ek nou op 25-jarige ouderdom werklik tot bekering gekom het, teruggeval nie, maar ek dink in die tienerfases met al daardie storm en drang omstandighede, is dit nogal 'n groot krisis en wel, ou is maar net bly as jy daaruit kan losbreek, maar dat jy tog ook deur dit, die Here dit toegelaat om vir 'n ou bietjie die lewe en sy uitdagings aan blootgestel word. Want ek moet nou weer sê, as ek nie daai 7 jaar na skool nou so vol uit in die wêreld gelewe het nie, sou ek nogal gesukkel het toe ek nou in Durban kom, en nou moet ek vir die Here werk. So, 'n ou moedig nie 'n ou aan nie, maar daai tydperke is ook maar 'n skool waarin 'n ou beland, as jy dit nou net reg kan aanwend vorentoe in jou lewe. So, daar's nie 'n verklaring daarvoor nie, dit is maar die verdorwenheid en die vlees wat ruk en pluk en sê nee, maar dis eintlik lekkerder daar. Sommige kry dit makliker reg om teen daai versoekings op te staan, maar as 'n ou nou 'n bietjie toegee daaraan, as 'n ou dit nou 'n bietjie kan noem, dan het dit ook sy doel en die Here kan dit ook tot sy voordeel gebruik later in 'n ou se lewe. Nou, hier is die volgende wat ek neergepen het, is ons het nou al 'n baie sterk onderskeid getref tussen mense wat kerkmense is en weet gelowige, mooie, goeie Christenmense, en dan het ons woorde gebruik soos wedergeboorte, bekering, weet jou hart vir die Here gee en goed. Nou, ek het agtergekom. Toe ek op Tikkies universiteitsbediening gedoen het, het ek daar rondgeloop en evangelisasie doen op die basis. En dan het ek vir die studente gevra, is jy 'n Christen of nie? En as hulle vir my sê het ja of nee, het ek vir hulle gevra, nou hoekom is jy 'n Christen of hoekom is jy nie 'n Christen nie? En ek het afgekom die mense wat jy vra, maar hoekom is jy nie 'n Christen nie? Hulle het vir jou antwoorde. Hulle het omtrent 'n brandblusser wat op jou afgeskiet word as jy vir daai vraag vra, maar as jy oomblik vra wat jy vir 'n ou vra, nou hoekom is jy 'n Christen? Wat beteken dan? Kan hy jou nie antwoord nie. So, ek dink daai is iets belangriks wat Dominee dalk vir ons 'n bietjie meer kan verduidelik. Ek dink die ding waar ons tekort skiet is die hele dissipline van disippelskap. Jy weet waar die Here sê, gaan dan heen en maak disippels. En daai Christen wees is eintlik om 'n disipel te wees. Maar baie Christene, en dan moet ons 'n onderskeid maak, kerkmense of 'n ware weergebore Christen, het die getuienis van redding, maar hy's nie werklik 'n disipel dat hy, wanneer hy gekonfronteer word met die feite, om dan mooi te voor te dra waar ek is en hoekom ek is wat ek is nie. En ek dink dit is 'n sterk leemte dat mense oorgawes maak, maar dat daar nie in ons kerke sterk disipelskap bedieninge is waar die jong Christen eintlik nou in hierdie basiese goed in opgelei word nie. En dit was wanneer ons evangelisasie opleiding doen,
om effektief te kan getuig, ook nasorg doen, om ouens te verduidelik, want die persoon wat my na die Here toe gelei het vir my dadelik 'n boekie in die hand gestop en hy het gesê ek moet dit gaan lees. Die tema van die boek, hy's nou al uitdruk, is nou dat ek glo. Nou die hele boekie gaan oor wat het met my gebeur. En as 'n ou nie self begryp of verstaan wat met jou gebeur by wedergeboorte nie, wanneer jy nou gekonfronteer word, wanpersepsies rondom Christenskap, jy weet, iemand sing met 'n kruis om sy nek en dan sê hy 'n Christen. So wat is 'n Christen? Nou, as die ou wat my gedissiplineer het, my daai boekie gegee, en ek het dadelik begin verstaan, wat het met my gebeur. En ek dink dit is 'n leemte, almal weet nie altyd, omdat daar nie hierdie sterk disipelskap bedieninge is nie, jy weet, is ek nou 'n Christen, of is ek regtig 'n disipel van Jesus, wat in sy voetspore volg, en dan kan ek rekenskap gee, van wat met my gebeur het, en hoekom ek anderster is. Is nie dat ek 'n spesiale persoon is nie, dis maar net, ek het by die Here uitgekom, en nou volgekom, en dit is wat met my gebeur het. Daar is nie onsekerheid nie, ek dink baie keer, is daar ook 'n gebrek aan sekerheid van geloof, en daarom het ons nie altyd die antwoorde wat ons eintlik moet gee, want dit gaan nie oor my kwaliteit nie, maar dit gaan oor my geloof in die Here Jesus, en wat hy vir my gedoen het, en daarop bou ek, nie op wie ek is nie, want mense is baie keer geneig om 'n ou te kritiseer, oor al die verkeerde goed rondom Christenskap, en dan word ek nou in daai hokkie geplaas. So ek dink die probleem is dat ons nie baie goed funksioneer binne hierdie dissipline van om werklik ouens te dissiplineer in die basiese dinge van kind van God wees nie. Ja, so daai laat my nou dink, ons gaan later by sending spesifiek kom, maar toe ek by OM gekom het en hulle begin 'n mens leer, in die sendingveld noem jy jouself nooit 'n Christen nie, jy noem jouself 'n volgeling van Jesus, het ek gedink is baie vreemd. Totdat ek met moslems begin werk het, en 'n mens sien maar 'n moslem dink, die goeders wat jy op TV sien is hoe Christene is, dan kom jy agter hier is iets fout. En ek dink dit is nogal belangrik om vir iemand wat tot bekering kom, wat die Here nou aanvaar, vir hulle te sê, jy is nie 'n Christen in die sin van wat die kultuur, wat die wêreld vir jou sê jy is nie. Hier is wat regtig met jou gebeur het. Jy is nou 'n nuwe mens, jy is nou 'n nuwe skepsel. Jy is gevul met die Heilige Gees. Jy het nou 'n lewe wat vir jou voorlê om gevorm te word soos Jesus. Jy het 'n gawe gekry met 'n taak om te doen wat net jy kan doen. 'n Getuienis wat net jy kan lewer. En as jy nie gehoorsaam daaraan gaan wees nie, dan gaan die hele kerk skade ly, gaan die hele wêreld skade ly. Ja. So ek dink kerke moet 'n bietjie meer, ek stem saam met hom nie, ons hoor dit nie meer baie gepreek nie. So ons moet bietjie klem daarop lê. Ja. En dit sluit nou aan by een ding wat ek nou nog neergeskryf het. Ek het nog net 2 goed neergeskryf, van kan ons aanbeweeg met die gesprek. Nou, die een wat ek neergeskryf het is, Dominee het gepraat van 'n roeping. Nou, 'n ding wat ek baie gekry het al in my lewe is, mense wat vir my vra, maar hoe weet jy wat is jou roeping? Wat is my taak? Wat is my gawe? Wat wil die Here van my hê? Wat is ek nou veronderstel om te doen? So kom ons sê, Dominee het nou vir hierdie ou mooi gesê wat dit beteken om 'n Christen te wees, en nou moet Dominee hom lei in daai nuwe pad in waar die Here besig is om sy lewe in 'n nuwe rigting in te vloei. Hoe sal Dominee hom lei om daai volgende stap te neem van wat is sy taak? Ja, jy weet, dis nou miskien baie menslik gesê, maar God het 'n plan met elkeen van ons se lewe, soos ons dit uitdruk, van voor die grondlegging van die wêreld. Ek en jy is nie 'n verrassing vir God toe ons gebore is nie. Hy weet van ons, hy het 'n plan met ons. Maar nou die sondeval het gekom, en dit het die plan gekortwiek. En wanneer 'n ou nou tot bekering kom, wanneer jy weer gebore word, dis 'n werk wat God doen, sê ek nou maar, soos ek sê, dit klink nou maar baie menslik, asof God daai leer van jou lewe, wat hy eintlik vir jou in gedagte het, van voor die grondlegging van die wêreld, kan eintlik nou eers begin
in werking gestel word. En dis 'n geweldige begrip en konsep om te vat. Dat nou het ek vrede met God, my sondes is vergewe, maar wat nou? Dis nie net om hemel toe te gaan nie. Baie mense dink die Here red jou om hemel toe te gaan. OK, dit is die uiteinde, maar hoekom knip hy dan nie maar jou lewensdraadjie daar as jy tot bekering kom nie? As dit al was waaroor dit gegaan het. Hoekom is jy 15, 20, 30 jaar nog op die aarde voor jy nou hemel toe gaan? Ons lewensdoel is om God te verheerlik. Met ander woorde, ek moet God nou deur my lewe verheerlik. So dan is die groot stap nou, wat is die Here se doel met my? Almal moet tog nie predikante word. Want dit sal 'n disaster wees, jy weet, as almal predikante word. Maar daar waar ek skool hou, daar waar ek voor die klas staan, daar waar ek my ingenieursvernuf toepas, daar waar ek 'n argitek is, oralster is kinders van die Here in daai bedding waarin hy my geplant het, moet ek blom. So, wat is die wil van die Here? So die groot uitdaging is nou as kind van die Here, om sy wil vir my lewe te ontdek. Die keuse van 'n vrou, die werk wat ek moet gaan doen, die plek waar ek bly, om so toegewyd en ingegrawe te word in jou verhouding met die Here, dat dit nie soos 'n weerligstraal uit die lug uitkom nie, maar dat in my toewyding, in my Bybelstudie, in my gebedslewe, die Here sy wil in my binneste begin openbaar. En daar is soekend by jou kom wat die plan van die Here is. En ek sê daar's basies drie ligte wat moet groen skyn soos 'n robot. Die eerste lig wat vir jou moet groen skyn, as ek nou die Here vertrou vir sy wil in my lewe, is wat sê hy vir my in sy woord. Die Here praat met ons deur sy woord. Die tweede lig is my innerlike oortuiging. Die Here werk deur sy gees wat in ons woon op grond van sy woord, 'n innerlike oortuiging van dit wat ek moet doen. En so is ons almal uniek. Wat in my werk en wat in jou werk en wat in elke een se hart werk wat inluister is anders. Dis uniek. Dis besonder. En dan die derde ding is 'n ou se persoonlike omstandighede. Jy weet, wat is my omstandighede? God ruk my nie uit een plek en gooi my op 'n ander plek, jy weet. Daar is omstandighede wat God gebruik om my uiteindelik uit te bring by waar hy my wil hê. En ek moet net tree vir tree, dag vir dag, van die oomblik dat ek sy kind geword het, voortdurend in afwagting lewe en dit wat ek doen, om God deur my lewe te verheerlik. En in hierdie proses word die roeping van die Here, in die een persoon in my geval, daar was niks anders nie, dit was net hierdie roeping om 'n predikant te word. En 'n ander persoon wil 'n sendeling word. 'n Ander persoon is 'n onderwyser. En so moet elke een net sy plek vind en ontdek. En dis 'n gebedssaak, dis 'n saak met die woord van die Here, en hy werk deur sy gees in ons binneste om ons op hierdie roete. Dis 'n avontuur, dis soms spanningsvol. Vir sommige mense kan dit partykeer 'n bietjie lank en uitgerek raak. Daar's geestelike frustrasies. Maar dis eintlik 'n avontuur om uiteindelik agter te kom, hoorie, dit is hier waar die Here my wou gehad het, maar ek moes bietjie 'n pad loop. Jy weet, dis nie altyd net so vingerklap en alles is reg en so nie, maar dis 'n geloofspad, dis 'n avontuur wat jy met die Here moet loop, maar hy sal sy plan uiteindelik, en ek sê altyd daai ding, selfs agter die skerms is God besig om te werk. Ja. En dit lei my eintlik in toe Dominee nou sê, na kweekskool is Dominee Durban toe. Toe sien ek daar in my verbeelding Dominee in die swembroek staan met die surfboard in die hand op die strand en vir die mense in Engels spreek daar waar hulle so min Afrikaans praat. Is dit 'n redelike akkurate prentjie wat daar gebeur het?
Maar glad nie. Nee, glad nie. Ek het nie 'n roeping vir die see gehad om vir baaiers te preek nie en nog minder in Engels, want ek het gedink Durban is the last outpost of the British Empire. En nou moet ek as 'n Vrystaatse boerseun daar gaan werk. Dit het my 2 jaar gevat om agter te kom Durban is nie net 'n plek van vakansie hou nie, van see en tan nie. Jy weet, om daar vir die Here te werk, het ek agtergekom jy's in 'n geestelike oorlog, want daar's baie allerlei vreemde magte daar werk, en dit het my 2 jaar gevat om lekker in te skakel, en het ek eintlik op die ou einde baie swaar daar weggegaan, terug na die ou Transvaal toe. So dit was 'n baie goeie tyd en 'n goeie blootstelling vir my gewees. Ons het daar kerk gebou en die Here het 'n mooi gemeente daar opgerig, en ek het net baie mooi herinneringe, maar van baie op die strand en in Engels preek, niks nie. Nou, dit is vir my interessant, omdat dominee nou bekend staan as die sending dominee in ons kringe. En as 'n mens kyk na sendlinge en kerk oor die algemeen, is die twee eintlik nie baie lief vir mekaar nie. Want die een sê nee, jy moet daar gaan preek vir die mense wat verlore is, die ander een het weer meer hierdie prentjie van jy moet hierdie mooi kerk gebou hê. En baie keer raak dit soos olie en water. So, as dominee nou praat van, kerk bou en hierdie preek en hierdie werk wat dominee gedoen het, wat sal dominee sê is die belangrikheid daarvan om deel te wees van 'n kerk, 'n lidmaat te wees, en ek weet dominee het 'n boek daaroor geskryf, so dit kan dalk 'n goeie tyd wees om daai een in te bring. Ja, weet jy, ek moet nou net vir jou sê, jy praat nou van die sending en die goeters. Ek is Durban toe met 'n passie vir my mense. Ek het nie daar veel oor ander mense geworry nie. Die kerk wat ek gaan bou het, was vir my mense. En soos ek gesê het, evangelisasie is vir my belangrik. Ek het dadelik met die EE3 bediening begin. Dis 'n evangelisasie kursus wat mense toerus om effektiewe getuies te wees met goeie nasorg. En ons het elke maandag aand by mekaar gekom en uitbeweeg en siele vir die Here gewen. Maar dit was vir my mense, en ander mense wat bereik is, moes na ander kerke toe gaan. En so dit was my visie. En nou ja, ek was 4 jaar daar, saam met my praktiese jaar, en toe kry ek nou die beroep Pretoria toe. Dus ek Pretoria toe, en in Pretoria het ek dieselfde gedoen. Ons het so 15 spanne gehad, het op 'n maandag aand uitgegaan het, en siele vir die Here gewen het. En in my 3de jaar in Pretoria, toe moes ek in 'n kollega 'n jeugleier simposium aanbied, en ons is albei in evangelisasie, en ons besluit toe, die jong mense moenie net by mekaar kom op 'n Vrydag aand om net uit die kwaad uit te bly nie. Hulle moet ook bewus gemaak word daarvan dat hulle binne hulle kringe in die jeug die evangelie moet verkondig. En ons besluit toe om op baie jeugleiers simposium te praat oor die jeug se doel en die belangrikheid van evangelisasie. En in die voorbereiding loop ek my toe nou vas en ek lees boeke wat ek toe op daai stadium nog nie gelees het nie. Dis nou na 7 jaar in gemeentelike bediening, in my 8ste jaar in gemeentelike bediening, lees ek toe nou die boekie van Dr. Oswald Smith, van Wêreldevangelisasie, die uitdaging. Ek lees Dr. Andrew Murray se boekie, Die sleutel tot 'n kragtige getuienisaksie. Dit klink alles so evangelies, wat ons nou vir die jong mense kan leer. En toe het ek blootstelling gehad aan Marie Lou van Sawe, en hulle het iemand ingenooi hier na die land toe met die naam van Edison Quiros. Ek het dit gaan bywoon, en toe is ek totally gerattel, want die Here wys toe vir my beperkte visie.
en hy rek my visie tot na die uithoeke van die wêreld. Terwyl ek in my kollega die jeugleier simposium bedien, en die belangrikheid van evangelisasie deel, wys die Here vir my sy wêreld. En die Here haal die skille van my oë af, en ek begin toe dadelik in die gemeente met hierdie nuwe visie spook en werk, en my kollega koop in, en in die volgende 3 jaar het ons die gemeente se reikwyte van plaaslike evangelisasie na transkulturele evangelisasie en buitelandse evangelisasie geskuif. Nou daai was die Junie maand van 1989, en die einde van daai jaar toe die gemeente Handelinge 1:8 gemeente, waar ons gelyktydig plaaslik, transkultureel en tot in die buiteland betrokke is. En van toe af, sedertdien was dit nou maar my daai openbaring, daai ontmoeting met die Here, daai openbaring van God se wêreld as groter as my wêreldjie. Alles draai nie net om my nie. Hy bou sy gemeente, maar die lig, Oswald Smith het gesê, die lig wat die verste skyn, brand die helderste tuis. Met ander woorde, 'n gemeente, hoe verder sy lig skyn, hoe helderder brand dit by sy huis. So dit is nie die een of die ander nie. Dit is plaaslik tot aan die uithoeke van die wêreld. Dit was Jesus se absolute verlange. Dit was sy laaste woorde voordat hy opgevaar het na die hemel. Het hy gesê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees oor hierdie hele spektrum. En daardie laaste woorde van Jesus het vir my in 1989 eerste prioriteit geword, en sedertdien is ek daarmee besig en nog steeds daarmee besig. En toe ek nou hier op die einde ook nou hier in 'n gemeentelike bediening staan in Wonderboom Pretoria, en ons met COVID getref is, en die kerk eintlik tot stilstand geruk is, en deure toegemaak is, en ons op 'n totaal ander manier moes bedien, het ek in daardie tyd maar net weer die waarde ontdek, om dit met lidmate te deel, die voorreg om kerklidmaat te kan wees. Dis 'n voorreg, en toes die boekie gebore, die avontuur van Christen wees, waarin ek maar net 'n bietjie verduidelik, wat is die uitdagings van die kerk? Die kerk moet gesond wees om sy lig ver te skyn, maar die gelukkige lidmaat, toegewyde lidmaat, is die sleutel vir sukses vir die kerk om die wêreld met die evangelie te wen. En dis basies die avontuur van Christus wees, om weer die waarde en die voorreg te herontdek van om 'n Christen te wees, 'n ware Christen, maar in die proses ook aan die kerk van Jesus te behoort. Dis die eerste belangrik, en dan sluit ons nou hier by 'n sigbare gemeente aan, maar dat dit ons standaard sal wees, en dit ons oogmerk sal wees, om werklik Christene, volgelinge van Jesus, disippels te wees, wat 'n gelukkige klomp mense is. Want as ons 'n gelukkige span is, 'n gelukkige kerk, dan kan ons hierdie oorlog wen. Die rugbyspanne wat die gelukkigste is die ouens wat die bekers wen. En as ons as kerk gelukkig is, en ons dinge uitstryk, en ons is gelukkig, kan ons ook die wêreld wen, en gereed wees vir die wederkoms van die Here. Kyk, dis waar die boekie gebore is. Dis na baie jare se soeg en stryd, en lidmate se ups and downs, maar ek dink dit is 'n redelike sleutel vir 'n ou om geluk te vind binne jou lidmaatskap van 'n kerk. Is nie 'n straf nie. Dis nie 'n stryd nie. Dis nie om jou van iets te beroof nie, is om jou by iets betrokke te laat wees wat ewigheidswaarde het. Jy weet, daar's 'n lied wat ons sing, alle wêreldryke gaan gewis verby.
maar die kerk van Jesus sal onwrikbaar bly. So as 'n ou by hierdie goed betrokke is, dan is 'n ou betrokke by goed wat tot in ewigheid waarde het. Dis nie van verbygaande aard nie. So die stryd en die oorlog is oor en oor die moeite werd. Ja, kyk, Dominee het nou 'n willestelling gemaak eintlik. En daai stelling was dat 'n lidmaat kan die wêreld bereik. Nou, ek het klaar die beeld getrek van baie keer het ons sending en kerk heeltemal van mekaar geskei, dat baie mense sien nie eens hoe die twee by mekaar pas nie, wat ek dink Dominee saam mee sal stem, heeltemal nonsensiening is wat mense sê. Dis nie veronderstel om geskei te wees nie, dis veronderstel om dieselfde ding te wees. Maar nou wanneer meeste mense dink, nou word ek 'n kerklidmaat, wat ek ook agterkom vandag baie in twyfel getrek word. Ek kom agter baie mense sien nie die nood om 'n lidmaat te word nie, hulle woon sommer maar net kerk by. En nou sit jy in 'n preek en jy luister na die mooi boodskappe, jy sing jy lekker musiek, jy leer, jy aanbid die Here en jy geniet die koffie na die tyd en jy gesels lekker en dan gaan jy huis toe. So hoe op die aarde kom daai ou wat so kerk toe gaan daarby uit om nou iewes skielik die wêreld te bereik? Hoe bring Dominee daai goed bymekaar? Ja, dis die uitdaging. Die teorie kan ons maklik verduidelik, maar die praktyk is 'n baie diep geestelike ervaring wat 'n ou moet hê. Jy weet, die twee loop hand aan hand. Die goed moet by mekaar kom. Ek sê, jy praat nou van die kerk en die sending wat nie lekker by mekaar is nie. Nou ek sê daar het 'n egskeiding plaasgevind. Nou kry jy die twee onbybelse komponente. Jy kry die sendinglose kerk en jy kry die kerklose sending. Dis die produk. En om daai twee weer met mekaar te versoen, om daai troebelwaters uit die weg uit te ruim, hoekom die kerk anti-sending geword het, en hoekom die sending nou maar moet aangaan sonder die kerk. Dis hoekom daar sendingorganisasies is, om hierdie traagheid van die kerk te ondervang. Ons kan nie meer sonder sendingorganisasies nie. Maar die poging om die twee te trou, want die sendeling word nooit die eiendom van die sendingorganisasie nie. Die sendeling bly die eiendom van die kerk. Want die kerk het die opdrag, die kerk is die eksklusiewe instrument wat God in hierdie wêreld geroep het om sy evangelie na die uithoeke toe uit te dra. So dit is die kerk se hooftaak, en dis wat Oswald Smith sê, die hooftaak van die kerk is wêreldevangelisasie. So in hierdie versoening wat moet plaasvind, moet die kerk sterk bly in sy plaaslike werk, sy disippelskap werk, sy pastorale werk, sonder om die werk buite die grense van die gemeente af te skeep of te verwaarloos nie. Dis die kerk se verantwoordelikheid, en om daardie twee by 'n Bybelse konsep te bring, dat die kerk by die wêreld betrokke moet wees deur die aanneem en die uitstuur van sendelinge, en sendelinge wat 'n verhouding met die kerk het, wat gereeld terugvoering gee, sodat die lidmaat in die bank kan kennis dra van dit wat God nie net in die gemeentegrense doen nie, maar ook ver buitekant die grense van die gemeente. Daai twee moet by mekaar kom. Dis verrykend vir die sendeling om terug te kom na die gemeente toe, en vir die gemeente om saam met die sendeling te gaan. En dis wat in Handelinge 13 gebeur het by die gemeente van Antiochië. Toe hulle gebid en gevas het, toe het hulle die stem van die Heilige Gees gehoor. En wat sê die Heilige Gees? Hy sê vir die gemeente, stuur nou vir my 2 van julle beste van julle 5 dominees uit vir die werk waarvoor ek hulle geroep het. En hulle kry vir Paulus en Barnabas, hulle lê vir hulle hande op en hulle stuur hulle uit Antiochië gemeente. En hulle het altyd teruggekom, Paulus met sy 3 sendingreis, hulle het altyd teruggekom
en kom verslag doen van die deure wat die Here vir hulle oopgemaak het, ver buite die grense van Antiochië. So dis die Bybelse begrip. Paulus as pionier sendeling het kontak gehou met die gemeentes, en die gemeentes was betrokke. As jy Filippense 4 gaan lees daarvan vers 11 af, hoe Paulus die gemeente in Filippi bedank vir hulle betrokkenheid by hom. Hy was nie daar nie, hy was weg, maar hulle was saam met hom betrokke waar hy nou ook al besig was. So dit is die groot taak, om mense te mobiliseer. Maar nou is die belangrike ding, jy weet, en ek dink julle op kweekskool as studente het my dalk baie gekritiseer, dat ek dwaal. Ek gaan niks erken of ontken nie. Jy gaan nou niks erken nie. Maar ek gebruik hierdie, kom ek sê dit dwaling, om te praat van die derde bekering. En ek het dit nie uitgedink nie. Ek het dit gelees by graaf Nicolaas van Zinzendorf, wat met die Morawiese sending begin het. 'n massiewe beweging in die kerk van die Here. En hy het van die derde bekering gepraat. Die eerste prinsipiële bekering is waar 'n mens nou jou saak met God regmaak. Dit gaan oor jou verlorenheid, hel toe of hemel toe. En jy sien Jesus is jou verlosser. Jy bekeer jou tot God, dis 'n omdraai in berou, waar ek vrede vind met God. Hy word my verlosser, ek neem hom aan, ek is 'n nuwe mens. Dan sê ek, is daar 'n tweede bekering. Dis die dag tot dag bekering van die kind van God in die proses van heiligmaking, om my elke dag tot God te bekeer. Met ander woorde, as kind van die Here, nou gaan dit nie oor hemel of hel nie. Dit gaan nou oor my verhouding met die Here Jesus. Ek leef in 'n verhouding, en om 'n gesonde verhouding te hê, moet ek goed wat verkeerd is in my lewe uitskuif. En hoe kan ek dit anders doen? Ek bekeer my weer, nie van as 'n verlore sondaar nie, maar as kind van God wy ek my elke dag toe aan die Here. Nou hierdie proses gaan vir my help om ook my wil, God se wil vir my lewe beter te verstaan. En dan is daar nou 'n derde bekering. Dis wat Petrus beleef het toe hy daardie gesig gesien het, daar in Handelinge 10, van die onrein diere en die rein diere, en die Here wys vir hom in die gesig, hy moet slag. Hy sê, nee. Hy gaan nie onrein en rein diere, dis teen hulle geloof, nee. En die Here sê vir hom, toe berei hy hom voor, want hy is toe besig om Cornelius, hy was 'n Italianer, en die Jode en die Italianers het mekaar nie mooi verstaan nie. Maar nou stuur die Here 'n Italianer na Petrus die Jood toe. En die Here berei hom voor met daardie gesig. En hier klop hulle aan die deur en hulle sê, hier's 'n man wat hom wil sien. Toe sit nou Cornelius, die Italianer. En Petrus praat met hom, Cornelius vertel hom hoe goeie mens is hy, maar dis nie goed genoeg nie. En Cornelius kom tot bekering. En hier is Petrus se derde bekering. Sy oë gaan oop dat die Here ook met heidene kan werk. Want hier gebeur iets nou met hierdie Italianer, en hy het gedink is net vir die Jode. En daar moet iets met 'n ou gebeur as kind van die Here, dat my oë sal oopgaan. Dit het met my gebeur 8 jaar na ek in gemeentelike bediening is. En dis maar net wat ek kan sê, hierdie krisis wat ons praat, daar moet 'n geestelike verdieping plaasvind om hierdie taak. Ek moet my nou eintlik terugbekeer na die wêreld toe. Dit klink snaaks, né? Maar ek bekeer my weg van die wêreld na Christus toe. Ek bekeer my elke dag. Ek wy my toe aan die Here, en dan moet ek my weer terugbekeer, as ek dit so kan sê. Het alles wat ek nou van die Here ontvang het, hierdie nuwe lewe, hierdie avontuur van Christen wees. Ek moet nou hiermee terug gaan wêreld toe, en ek moet vir hulle dit gaan vertel. En dis sending. Dis die uitdra van die evangelie, om dit wat ek ontvang het, nie vir myself te hou nie,
Paulus het gesê, ek skuld die wêreld die evangelie. Daarvoor het hy die sendingreise onderneem. So het hy by Troas die Macedoniese roepstem gehoor. Kom oor hierheen en kom help ons. Hy was gehoorsaam en so die evangelie van die kontinent Asië oorgespring na die kontinent Europa toe. En van Europa was daar gehoorsame mense wat uiteindelik aan die suidpunt van Afrika 'n halfwegstasie begin het en so die evangelie na die kontinent Afrika toe gekom. So sending is die moeder van die kerk. Nie die stiefkind van die kerk nie. Nie as ons geld het, sal ons sendingwerk doen nie. Sending is die moeder van die kerk. Was daar nie sending nie, was daar nie 'n kerk nie. So die kerk is gebore te gaan. Jesus het gesê, Jerusalem, Judea, Samaria, tot aan die uithoek, en ons sien dit in die boek Openbaring. Hulle het nie in Jerusalem gebly nie. Kom daar vervolging, Handelinge 8 vers 1, toe gaan hulle Judea toe gaan hulle Samaria toe, en toe vat Paulus dit na die uithoeke van die wêreld toe, en so dit ook by ons gekom, en omdat dit by ons gekom het, het ons die verantwoordelikheid, dit mag nie by ons stop nie. Dit moet weer van ons af verder gaan. Die oes is ryp, die arbeiders is min, bid dan die Here van die oes vir arbeiders in die oesland. Daar moet 'n nuwe ingryping kom, herlewing kom, die Here moet ons wakker skud om weer 'n jonger generasie van mense in die veld te stuur, om in hierdie opdrag besig te wees totdat hy kom. En so het ek nou maar besig geraak en uiteindelik ook nou by die boekie uitgekom, wat ons oor moet gesels. Die boekie se naam is In die Pylvak. Dis 'n fokus op die voltooiing van die groot opdrag. Ons het nie vir altyd tyd nie. Ek dink ons is in die pylvak van tyd. Daar's dinge besig in die Midde-Ooste om te gebeur. Daar was nog nooit so verwagting gewees van die Here se koms nie. Valse profete profeteer al datums wat nie uitwerk nie. Ons het nie 'n datum nie, maar die wederkoms van die Here was nog nooit so naby soos nou nie. Ons is in die pylvak en hierdie boekie gee 'n bietjie raad aan hoe kan ons in die pylvak met die laaste kraginspanning as die kerk van die Here Jesus saamwerk aan die voltooiing van die groot opdrag, want Jesus het gesê hierdie evangelie sal aan die hele wêreld verkondig word. Dan sal die einde kom. En in die boekie sal jy nog sien hoe groot is die onvoltooide taak en hoe nodig is dit dat die kerk met al sy lidmate, al hulle talente, al hulle energie moet hande vat en saamwerk, gefokus is op die einddoel en nie gekortwiek word deur ons interne fights en ongelukkighede en allerhande goed nie. Maar dat ons sal agterkom, daar's 'n groot taak en 'n visie vir die wêreld en ons moet hande vat. Die bruid van Christus om gereed te wees, moet ons hande vat en saamwerk om hierdie evangelie aan die wêreld te verkondig. Ja, ek wil nou eers 'n idee wat ek uit dit nou onlangs gevorm het nadat ek nou al 'n ruk terug met Dominee gepraat het. En dan wil ek teruggaan na die naam van die boekie toe, daai In die Pylvak, want ek weet daar gaan Dominee nou ietsie aan by te las. Maar vir my, een van my gunsteling boeke as dit gaan in die Bybel oor sending op die oomblik is 2 Johannes. Want in 2 Johannes het jy al hierdie karakters. Jy het Johannes, die apostel, en dan het jy die broeders wat uitgestuur was, wat gegaan het, vreemdelinge, wat die gemeente nie geken het nie. Maar hierdie vreemdelinge het getuig van hoe goed hulle ontvang was in die gemeente by Gaius. En hoe Gaius vir hulle voorsien het en hulle voorgestuur het op hulle werk. En Johannes sê eintlik daardeur het die gemeente, die normale lidmaat, medewerkers geword van hierdie sendlinge en evangeliste, hierdie broeders wat uitgaan terwille van die evangelie. Maar dan word die ou ook genoem Diotrefus, die ou wat dwars trek.
En ek het met 'n skok agtergekom, Diotrefus is nie regtig die ou gewees wat dwaallering gepreek het in die brief nie. Hy was nie die ou gewees wat so koffie nie so lekker was dat mense nou nie regtig met hom wou gesels nie. Hy was die ou gewees wat nie hierdie mense van buite af binne toe wou toelaat nie, want hy wou nommer 1 wees. Hy wou die main peanut in die pakkie gewees het en daarom wou hy nie hierdie mense gehad het wat mekaar wat sy gemeente nou gaan beïnvloed nie, want hy is die baas. En nie net het hy daai ouens sleg gepraat, hierdie ongekende, onbenaamde broeders nie. Hy het selfs van Johannes die apostel sleg gepraat. En die apostel Johannes sê, jong, as ek kom gaan die moeilikheid wees, want hierdie ding kan nie so werk nie. En ek het baie keer gedink, hoe maklik kan ons in daai gat inval, en nou dink ek aan die eerste keer toe ek begin het in my gemeente te werk, het ek ook Dominee se klasse en goed op kweekskool oor sending het my glad nie getrek. Geweet van sending is belangrik, maar ek wil gemeentediens doen. En dan het ek gedink, hoe baie of hoe maklik word ons het Diotrefus sonder ons het eers agterkom. Dat hier is hierdie taak wat die Here het, hier is hierdie ding waarop hy ons wil uitstuur en die kerk in betrokke wil hê, maar ons trek hierdie kringetjie om ons eie mishoop wat ons by mekaar trap waar ons koning wil kraai. En hier is hoe ek dit wil hê, en niemand gaan hier inkom nie, niemand anders gaan hier betrokke raak nie, en eintlik skei ons die gemeente van die taak van Christus af, in plaas van hulle om hulle deel medewerkers te maak, soos wat Johannes van gepraat het. Ons moet saamwerk, ons moet hulle uitstuur, ons moet gaan. En weet, of het nou is om hier te bly en te sorg en te voorsien, en of het is om te gaan wat die Here dalk vir ons roep. Ons elkeen het 'n taak hierin, en ons moet versigtig wees om nie die dwarstrekker te wees nie, maar om die Gaius te wees wat mense in liefde ontvang en weer in liefde versorg en in liefde aanstuur. En ek het gedink, hier sal Dominee weer met daai in die pylvlak idee lekker kan aansluit. Ja, nee, weet jy, daai derde brief van Johannes met daai karakters wat hy daar uitbeeld, is die ondersteuning van die gemeente, die lidmate. Ek noem dit nou 3 bendes, jy weet, die Gaius bende, dis die ouens wat saamwerk. As jy nou daar gaan lees wat oor hom gesê word, wat in waarheid wandel en liefde openbaar en hierdie vreemdelinge ontvang en hulle versorg en hulle op hulle pad voorthelp. Dit is die lidmaat wat die gestuurdes ondersteun en help. Dan kry jy die Diotrefus bende. Hulle opponeer alles, hulle is altyd anti alles. Anti dit en anti dat. Hulle is hulle wil die gitaar slaan en die ander met die polka dans. Jy weet, hy is vasgevang in die kloue van selfliefde. Jy weet, ek is die meneer, ek is die main peanut in die pakkie, jy weet, as dit nie vir my is nie, dan sal hy nie 'n gemeente wees nie. En so ou begin in 'n vervolgingswaan lei, en hy het geen waardigheid wat hy heg aan 'n ander ou se gawes of dienste nie. Hy is so vasgevang in sy eie ek, dat hy naderhand hierdie werk van die Here binne hierdie gemeente belemmer. En dan is daar die Demetrius bende, dis die ouens wat ten spyte van dit gaan. So hier kry jy die ondersteuningskomponent in die gemeente, jy kry die vyhandiges, wat dit teestaan, en dan kry jy die ouens wat ten spyte daarvan is nog gaan. Ek sê hierdie brief, hierdie sendbrief van Johannes trek vir ons eintlik die gordyn op 'n skreefie oop van wat in die hart van 'n gemeente aangaan. Hy skryf glad nie oor hoe die gebou lyk nie. Hy praat glad nie, jy weet, of hulle met gitare of orgels sing nie. Hulle sing hulle koortjies, sing hulle psalms gesange, wat sing hulle nie? Sing hulle vinnig, sing hulle stadig, is hulle vrolik, staan hulle met hulle hande in die lug of staan hulle met hulle hande in hulle sakke? Hy praat nie oor die akoestiek nie, hy praat nie of die gebou groen of rooi of blou geverf is nie, of hy 'n teeldak of 'n sinkdak het nie, niks nie. Hy praat oor wat met die lidmate in die gemeente aangaan. Dit bepaal die hart van 'n gemeente.
Nie sy geboue nie, nie sy infrastruktuur nie, nie al hierdie glamorous goeders nie. En dis hoekom hy die gordyn effens op sy skuif met daai 3 ouens. En nou sê ek net, mense moet besluit in watter bende wil hulle wees. As jy jou ontdek daar by die Diotrefus bende, moet jy gou tot bekering kom, want as die Here jou vang, as hy kom en jy's daar, wil ek nie in jou skoene wees nie. Skuif na die Gaius bende toe. Of gaan saam met Demetrius as die Here jou roep. Maar kom agter in watter bende jy speel en maak 'n skuif. Want moenie daar by Diotrefus gevang word as die Here kom nie. Jy weet, ons is op pad na die regte stoel van Christus toe en daar gaan 'n vuurtoets aangelê word. Hout, hooi of stoppels. Wat is die kwaliteit van my diens aan die Here? En daarom voel ek is die boekie oor die avontuur van Christen wees ook belangrik. Dat ek sal seker maak ek deel is van die Gaius bende. Wat regtig die saak van die Here dien en die regte prioriteite het en om dan met 'n goeie gemoed voor die regte stoel van Christus te gaan staan. Nou, ek het al gedink hierdie skeiding tussen kerk en sending. En ons gunsteling sendeling vers is Handelinge 1 vers 8, gaan dan heen en maak disippels van al die nasies. En dan kyk ons maar, wat sê daai vers eintlik? Gaan nou heen, maak disippels van al die nasies, doop hulle, leer hulle om alles te onderhou. Weet, dit begin so 'n bietjie verdag soos kerk klink in plaas van wat meeste mense sien as sending. En dan begin jy 'n bietjie dieper ondersoek doen en daai gaan dan heen in en jy kom agter dit is nie wat ons as sendlinge baie keer wil doen om mense in die veld in te roep en sê gaan nou en gaan daar na Noord-Korea en China toe en gaan doen iets nie. Dit is eerder soos wat jy gaan, soos wat jy leef. Dis jou verantwoordelikheid om dit te doen. Oral waar jy gaan, moet jy gaan disippels maak. En ek dink dit is belangrik wat Dominee ook genoem het dat die Here het ons nie geroep om bekeerlinge te maak nie. Hy het ons geroep om disippels te maak. So ons gaan eintlik met mense op pad stap. En hier in Suid-Afrika, weer daai ding het waar geword, dink ek, wat mense altyd sê, ons het nie na die nasies toe gegaan nie, so die nasies het na ons toe gekom. Ons kan, kom ek gebruik eerder hierdie voorbeeld, waar ek nou hier in Pretoria tuine by my maale se huis is, waar ek groot geword het, sou jy nooit 'n swart of 'n moslim gesien het toe ek klein was nie. Dis dalk die ou wat in die tuin gewerk het of so iets. Maar nou kan ek in 'n oggend vroeg hoor hoe die moslems hulle oproep tot bekering skree vanaf die moskee af. Hier is al amper meer swart mense in die omgewing wat bly as ons eie mense. So het ons regtig ons verantwoordelikheid nagekom om die evangelie te verkondig aan die mense by wie ons is, saam met wie ons is. En ek dink dit is dan hoe ek by Dominee gaan afsluit met die laaste 2 vrae wat ek Dominee wil vra, wat dalk die 2 hoogtepunte van Dominee se boeke gaan opsom. So die eerste boek gaan oor meer gemeente wees en die ander een gaan meer oor sending. So my vraag is, wat is die avontuur waarna die gemeente geroep is? En wat moet die gemeente eintlik gaan doen? Ja, die groot uitdaging is dat die gemeente moet gesond funksioneer. En die vrug daarvan is sending. Baie keer staan ons by 'n boom en ons soek sendingvrugte, maar die wortelsisteem van die boom is nie gesond. So die avontuur van Christen wees, die boekie gaan eintlik nou na die wortel. Wat is die wortels van die boom? En as die wortels gesond is, gaan dit goeie vrug lewer. En daai vrug is sending. Sending is nie 'n wortel nie. Sending is die vrug van gesonde wortels, van 'n gesonde boom. So jy kan die twee nie van mekaar skei nie. Daarom sê ek die gemeente is die sleutel. Gesonde gemeentes, evangeliese gemeentes, stuurgemeentes, hoe jy dit nou ook al wil noem,
'n evangeliese gemeente wat 'n stuurgemeente word. Is 'n gemeente wat plaaslik evangeliseer en dan ook betrokke is onder ander kulture tot in die buiteland. Jy kan sendelinge aanneem. En almal, die hele gemeente kan betrokke raak by hierdie hele proses. Al beland jy nooit in die sendingveld. Ek meen, vir my is dit net wonderlik. Ek was nog nooit in voltydse sendingvelde van die wêreld nie. Maar tog het ek saam met ouens in Turkye gestap. Ek het saam met ouens in Parys, Frankryk gestap. Ek het saam met ouens in Botswana gestap, in Rundo in Namibië, in Kambodja. Ek meen, ek is all over the world, maar ek is in Pretoria. Deur my emosionele betrokkenheid, my finansiële betrokkenheid, my voorbidding, is ek by al hierdie bedieninge betrokke. Met ander woorde, ek kan 'n getuie wees vir Jesus hier en ook waar nou nog die heidendom wag. En ons het eintlik die middestad van Pretoria in my werksdae, my sekulêre werksdae, het ek in die middestad van Pretoria gewerk. Ons het daar etensuurdienste gehou, ons het Pinksterdienste gehou op die hoek van Bosman en Vermeulenstraat is die Vermeulenstraat NG Kerk. Daar was op 'n stadium, terwyl Dr. Willie Maree nog in die bediening was daar herlewing. Daar was jeugtuistes. Die middestad van Pretoria was vibrant geweest, as ek dit so kan noem, van jong mense en jong mense wat tot bekering gekom het. Die middestad het ontvolk en ons het onttrek uit die middestad van Pretoria. En nou sê jy, nou stuur die Here die sending na ons toe. Is ons gereed om hierdie uitdaging te aanvaar? Maar weet jy, die Here is so getrou. Ek sit nou die dag by 'n vergadering en hier sit 'n Marokkaan langs my. En toe hy 'n geleentheid kry om te praat, toe sê hy werk in die middestad. God stuur nou 'n ou uit Marokko uit, omdat ons weghardloop. Stuur hy 'n ou uit Marokko uit na die middestad van Pretoria. En hy sê, hy geniet dit om met hierdie mense in die middestad van Pretoria te werk. Toe sê ek, prys die Here, weet jy, as ons weghardloop, stuur die Here 'n ou van Marokko, en hy is lief vir hulle, en hy plant kerke, en die werk van die Here gaan aan. Maar nooit sal ons kan wegkom van die verantwoordelikheid as 'n gesonde gemeente. En as ons nou regtig die avontuur snap om kind van die Here te wees, is om ook 'n impak te maak onder ons eie mense, maar onder ander kulture en tot aan die uithoeke van die wêreld om by sendelinge betrokke te wees. En dit vernuwe net 'n kerk se hart. Dit maak kinders van die Here opgewonde. As dit nie so is nie, het ons eintlik 'n baie groot probleem. En dis waarvoor ons die Here moet vertrou, dat hy ons werklik Christene sal maak. Weet, in Handelinge 14 vers 26 het ouens die eerste keer hierdie eretitel gekry. Hulle is vir die eerste keer Christene genoem. Dis toe in Antiochië in Samaria, waar hulle mense sien wat hulle aan Jesus laat dink, aan Christus, en toe word hulle Christene genoem. Dis die eretitel, Christenskap. En ek dink ons moet weer opleef tot hierdie eretitel, dat as hulle 'n Christen sien, dat hulle Christus sal sien, onder alle mense, en dat ons Christene sal wees, omdat ons gesalfdes van Christus is, in 'n verlore wêreld. Wel, ek het gesê, dit is my laaste 2 vrae wat ek gaan vra, en alhoewel ek dink ek kan nog ure sit en praat, en ek seker van ons het nog nie eens regtig aan die spicy debatteerbare goeters geraak nie. Dink ek dis 'n goeie tyd om op te hou. Dankie vir Dominee se tyd, ek waardeer dit, en ek hoop die kykers kan waarde daarby vind. So ek gaan groet, ek gaan nie weer iets sê nie, maar soos wat Dominee groet het, Dominee dalk 'n laaste uitdaging om na die kykers se kant toe te gooi. Ja, Marzaan, ek wil eerstens vir jou sê, baie dankie vir die geleentheid,
en dat die Here jou werk ook sal seën waarmee jy besig is en jou uiteindelik ook sal bring waar jy die volle roeping van die Here sal ervaar. En vir elkeen wat luister, as dit goed afgegaan het, laat vir Mazaan weet en dan gesels ons weer. Maar mag die Here vir u seën en mag u ware Christen wees, en waar u ook al is, laat die lig skyn, en kontak ons, maak met ons kontak as ons iewester kan help, hoe om u gemeente of u eie persoonlike lewe te kan omskep in 'n wêreldchristen. Nie 'n wêreldse Christen nie, maar 'n wêreldchristen wat God se wêreld, wie hy so lief was dat hy Jesus gestuur het, sy eniggebore seun, om nie verlore te gaan nie. Daai wêreld, die wêreld van siele, dat jy daai wêreld net so lief sal hê. 8 biljoen mense oor 236 lande versprei, 24.000 etniese groepe, oor die 6.000 tale. God het hulle almal lief en hy begeer dat hierdie evangelie tot aan die verste hoeke moet uitkring. En as jy nie weet hoe jy by so iets betrokke kan wees nie, maak asseblief kontak. Dit sal vir my die grootste vreugde en voorreg wees om vir jou iewers in te skakel en betrokke te laat raak by God se plan met hierdie wêreld. En dis om die evangelie uit te dra voordat hy kom. Baie dankie. Mooi dag verder.